Pastoor Cornelis praat met my dat dit Pinkster is ook vanmôre en ek kyk weer na Jesaja 40. Toe was dit net vir my fantasties om te sien hoe Jesaja 40 vers 31 net so fantasties invoeg in Pinkster en wat gebeur in Pinkster. En ons almal ken daai skrif, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. En ek vertrou net die Here, soos ons vanmôre gaan deel uit die skrif uit, dat die Here vir ons sal oopbreek, wat beteken dit om te wag? Dit is verskriklik belangrik dat ek en jy besef hoe om te wag. As ons wil hê, die krag van God moet deurbreek, en ons moet in staat wees om saam te werk met die krag van God, wat in ons lewe deurbreek. So die eerste punt wat ek wil maak, my broer en my sis, is dat wag en krag is direk verbind aan mekaar. Ek gaan dit weer sê. Wag en krag in die Bybel is direk verbind aan mekaar. Daar's nie 'n manier wat ek en jy nuwe krag kry en in staat gestel word deur goddelike krag as ons nie bereid is om reg te wag nie. Wag en krag is direk gekoppel aan mekaar. En die manier hoe ek en jy wag, bepaal baie keer wat die impak van die krag gaan wees in my en jou lewe. Ek kan onthou, ek en Siobhan was op Bybelskool gewees hier in die 90er jare en dit was daai Toronto Blessing en die Gees het kragtig beweeg en oor die hele wêreld, begin in Toronto en Here het net beweeg in sy gemeente. Dit was eintlik 'n fantastiese tyd gewees en ek persoonlik kan getuig oor wat die Here in my lewe gedoen het in daai tyd. Genesing wat hy gebring het. Maar weet jy, baie mense was blootgestel in die beweging van die Gees in daai tyd. En my vraag is, wat het gebeur na dit? Ek dink dis 'n groot vraag wat baie van ons gevra het in daai tyd. Weet, God beweeg in die gemeentes, God beweeg as ons by mekaar kom, die Heilige Gees beweeg, maar wat daarna? Wat verander in jou lewe daarna wanneer God se Gees beweeg het? En ons gaan so kyk na twee tye van wag. Een in Exodus waar Israel moes gewag het, daar's 'n wagtydperk wat gekoppel is aan die Joodse geskiedenis en die Joodse feeste en ons gaan bietjie daarna kyk en dis die tyd waardeur ons nou gegaan het tussen Paasfees en Pinkster, hierdie 50 dae is 'n wagtydperk en daar's 'n ryk geskiedenis vanuit die Ou Testament wat net 'n skadu is van die Nuwe Testament waarna ons bietjie gaan kyk want dit gaan vir ons oopbreek wat wag beteken. Maar daar's 'n manier hoe Israel gewag het in daai 50 dae tussen hulle uit Egipte is en hulle die wet ontvang het by Sinaï. Daar's 'n manier hoe hulle gewag het en die manier hoe hulle gewag het hulle op 'n sekere manier geposisioneer dat die krag wat gemanifesteer het nie die impak gehad wat dit moes gehad het nie. En dan is daar 'n manier in Handelinge waar die disippels gewag het in daai 50 dae waar Jesus aan hulle verskyn het oor 'n periode van 40 dae en toe moes hulle vir 10 dae wag in Jerusalem vir die uitstorting van die Heilige Gees en die manier hoe hulle gewag het in daai 50 dae periode het hulle op 'n manier geposisioneer sodat toe die krag van die Heilige Gees deurbreek, was daar 'n oes en 'n vrug in hulle lewe en 'n impak in en deur hulle lewens wat ons 2000 jaar tot nou toe nog ervaar het. So my broer en my sis, die manier hoe ek en jy wag en die gesindheid wat ek en jy inneem in die tyd van wag voordat God se krag deurbreek, is verskriklik belangrik. Want het jy geweet, God kan werk deur sy krag, sy Gees se krag kan opdaag in jou lewe, sy Gees se krag kan 'n deurbraak bring in jou lewe, sy Gees se krag kan werk vir dit waarvoor jy hom al so lank al vertrou, maar as jou wagtydperk nie was op 'n manier wat 'n sekere gesindheid in jou gekweek het nie, gaan daai krag wat deurbreek nie die volle impak hê en 'n volhoubare impak hê wat dit moet hê nie. Amen. So hoe ek en jy wag is verskriklik belangrik. Amen. En dis waarna ons bietjie gaan kyk. Goed, so ek wil net so bietjie net stil staan by hierdie periode van wag en net eintlik die historiese bedding bietjie oopbreek
Want ek dink dis belangrik, die simboliek daar rondom, en ek wil daarmee begin, dat ons net 'n goeie verstaan het van wat hierdie wagperiode beteken, want die simboliek daarom is baie belangrik. Nou, ek wil net gou vra vir so een of twee sterk manne, wat gou vir my kan help om daai stoele te bring. Net gou, dankie, toe sê sterk man, toe spring Daniel op, né? Right, Daniel, dankie. Jy kan vir my bring. So hierdie preek was regtig 'n spanpoging van ons gesin. Milka het vir ons die prentjies geteken, my vrou het vir my teachings aangestuur rondom hierdie historiese periode en ek doen die preek. So as iets goed gaan, dan is dit 'n spanpoging gewees. Alright, so die arend moet daar wees en kom ons sê sit vir Moses met sy staf en daarso, daar hier naby die preekstoel. Dankie, bietjie 'n sentimeter soontoe, nee weer bietjie terug en okay. Ek spot jou Daniel. Alright. Alright, julle kan nou nie van daar kan julle sien. Alright. Okay, ek sal verduidelik wat kan julle mooi sien. Okay. Alright, so hierso ons gaan werk uit Jesaja 40 uit. Dit is nou die arend van Jesaja 40 vers 31. Goed, so hierdie stoel is Jesaja 40, dit gaan ons kernskrif wees, en dan gaan ons bietjie terug gaan na Exodus toe, en kyk na Exodus, en wat gebeur het in die tyd van Moses, in daai wagtydperk, en dan gaan ons kyk na Handelinge 1, en die wagtydperk tussen Jesus se opstanding, en daar's 'n beginsel rondom wag, wat deurtrek, soos 'n goue draad, tussen al drie hierdie stoele, hierdie oomblikke. Okay, is dit reg so? Goed, julle is met my. Nou, kom ons begin net met die geskiedenis, so jy kan die eerste skyfie is daar, so ek het gesê, wag en krag is direk gekoppel aan mekaar. Dis die beginsel, dis die Bybelse beginsel. Jy kry nie krag as jy nie wag nie, en die manier hoe jy wag, gaan bepaal hoe jy die krag hanteer en wat die impak van die krag gaan wees in jou lewe. Jy het hom. Okay. Nou jy kan gaan na die volgende ene toe. Nee, wat gaan daar aan? Net okay. Gooi jy almal saam. Alright. Okay. Hy is nie veronderstel om dit so te doen nie, maar kom ons werk maar met hom. Okay, so kom ons werk met die eerste lyntjie. Hier is die beginsel van wag wat werk in die tyd van Jesus. Jesus het opgestaan, hy is gekruisig, hy het opgestaan en daar's 'n wagtydperk van 50 dae nadat Jesus opgestaan het uit die dode. 40 dae lank verskyn hy aan sy disippels en hy praat oor die koninkryk van God. Dan is dit die hemelvaart en dan sê hy vir hulle vir 10 dae wag julle in Jerusalem in die bovertrek. Dis deel van die wagtydperk. Dis 'n volle tydperk van 50 dae en dan is dit die uitstorting van die Heilige Gees, die krag van God se Gees manifesteer. Kan julle sien daar's 'n wagperiode en dan is dit die krag van die Heilige Gees wat manifesteer. Dis die beginsel wat werk in die Bybel. Okay? En ons gaan kyk na daai periode. Dieselfde beginsel werk in die tyd van Moses. Alright. Daar's 'n uittog uit Egipte, daar's 'n verlossing, die eersgeborenes van Egipte sterf, daar's 'n verlossing uit Egipte, Farao sê trek, dis die Pasgamaal wat ingestel word, dan is daar 'n wagperiode van 50 dae waardeur hulle gaan deur die Rooi See, is die tyd waar die bitter water van Mara verander word in soet water, dis waar God die manna en die kwartels gee, dis waar Moses die rots vir die eerste keer moes slaan met sy staf, 'n periode van 50 dae, en dan is hulle by Sinaï en dan gee God die wet, dan manifesteer God se krag. En as julle onthou wat gebeur het by Sinaï, die berg het so geskit, so gerook, daar was 'n trompet geklank, geweldige manifestasie van God se krag wat deurgekom het na daai wagperiode, na die verlossing, 50 dae wag. En dan in Levitikus 23 lees ons dan dat God stel dit in as 'n instelling in Israel, waar hy sê, Pasga, verlossing, eerste fees, dan 7 weke, van 7 dae, 49 dae, en op die 50ste dag, is dit die fees van die weke, of Shavuot, soos die Jode dit noem,
En dit is wanneer Pinkster gemanifesteer het. Alright, op presies daai dag. Alright, so dit is die Pasga, 'n periode van 50 dae, of 49 dae, en op die 50ste dag is dit die fees van Shavuot. En wat so ongelooflik simbolies is, as ons dit vergelyk met Christus. Nou het jy hom reg gekry. OK, nee, jy kan nou maar aangaan, ek het nou deur alles gepraat. OK, hou hom net daar. OK. So, wat ek vir julle wys is die simboliek wat hardloop van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe, en dat die Ou Testament net 'n skadu is van die Nuwe Testament. So, die boonste lyntjie, Jesus word gekruisig, daai rooi lyntjie is sy opstanding, dan sit 40 dae wagperiode, dan sit Pinkster wat uitgestort is. Die derde reeltjie, Israel, die uittog uit Egipte, dan is dit daai 50 dae wagperiode, dan sal hulle by die berg Sinaï, wat so merkwaardig is by die berg van Sinaï, is daar 3000 mense wat sterf. By die uitstorting van die Heilige Gees is daar 3000 mense wat leef. Amen. En dan met die Pasga, wat ek vir julle wil uitwys, met die Pasga fees, en julle kan dit gaan lees in Levitikus 23, is die Pasga fees, dan op die eerste dag van die eerste week na die Pasga fees, is daar 'n waaioffer wat gebring word. So, dis die tydperk van die garsoes. Die garsoes is die eerste oes wat ingekom het, en letterlik wat hulle doen, hulle vat die eerste van die eerste oes wat ingekom het, die eerste uitspruitsel van die eerste oes, en hulle breek dit af, en hulle waai dit voor God as 'n waaioffer. Kyk na die rooi streepie daarbo waar Jesus, dis sy opstanding. Jesus is the first of the first fruit that came in. En dit het presies simbolies op dieselfde dag gebeur as wat die waaioffer gebeur het in die Joodse geskiedenis, waar Jesus the first of the first fruits is, wat voor God as 'n offer opgelig is. En dan is die garsoes, daai 7 weke, en dan met die Joodse fees Shavuot, wat beteken weke, dit letterlik beteken weke, dan begin die koringoes, en kyk die simboliek, die koringoes is presies die tyd wanneer die Heilige Gees uitgestort is, en wanneer die oes van die nasies begin ingekom het. Amen. Geweldige simboliek wat daar is, die beginsel wat ek net wil wys, wat soos 'n goue draad hardloop deur die hele Bybel, is dat wag, en dan is daar krag. Okay? En die wagperiode is verskriklik belangrik om met die krag wat uitgestort is te werk. Want God bring iets in ons lewens, 'n gesindheid vestig hy in ons lewens tydens hierdie wagperiode, wat geweldig belangrik is om te werk met die krag wat deurbreek in my en in jou lewe. En dit is so belangrik, ek het in hierdie week net weer daaraan toe ek nou werk aan hierdie preek, toe dink ek weer daaraan, en hierdie week het ek nou weer 'n paar goed gehoor, ek gaan nou nie in detail ingaan nie, maar ek weet net waar groot ouens in die nuus, groot name in die nuus, hoe hulle krag gebruik, how they use their power. En dit is sad om te sien, né? Ek het net gedink die kontras, weet in die wêreld, daar's mos daai een ou wat gesê het power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. En dis wat ons sien, né? Hoe as krag en mag gegee word aan mense, hoe dit hulle eintlik die slegste baie keer in hulle uitbring na vore. Dis die wêreldse manier, maar weet jy, God se manier is, hy posisioneer jou in hierdie wagperiode op so 'n manier, dat die krag jou nie gaan aftrek en dekadent gaan maak nie, maar dat die krag, soos Jesaja 31 sê, jou gaan lig, soos 'n arend na hoër hoogtes. Die wêreldse manier van krag trek jou af, en jy raak al hoe meer, it corrupts, ek weet nou nie om dit in Afrikaans te sê nie. Dit verkrummel, dit het 'n verkrummelingseffek, baie keer in mense se lewens en in die samelewing, wanneer daai krag aan hulle gegee word. In God se ekonomie, wanneer jy deur die wagperiode gaan,
en jy het 'n gesindheid van wag, werk jy met die krag en die krag lig jou na 'n hoër hoogte. Dit is wat God vir jou het. En die rede hoekom ek wil hê ons moet kyk na hierdie 3 fasette van hoe om te wag is, my broer en my sis, wanneer ons praat met die Heilige Gees, is my gebed vir jou dat die krag van God se Gees so sal werk in jou lewe dat dit jou soos daai arend sal lig na 'n hoër hoogte. Amen. Dat ek en jy 'n gesindheid van wag, jy kan die volgende knoppie druk, dat ek en jy 'n gesindheid van wag sal hê, wat ons saam met hom sal dra, en dat dit ons in staat sal stel om saam met sy krag te werk, om 'n impak te hê in en deur ons lewens. Amen. En dat ons soos daai arend sal uitstyg. Goed, is julle reg? Nou ons gaan kyk na 3 gesindhede of 3 fasette van wag. Jy kan gaan na die volgende skyfie toe. Alright. Die eerste ene gaan ons praat oor, vir die van julle wat notas neem, gaan ons praat oor sy koninkryk, of sy heerskappy, sy alleenheerskappy, of sy soewereiniteit. Dit is die eerste gesindheid wat in ons gevestig moet word in hierdie wagperiode of in hierdie gesindheid van wag. Sy koninkryk of sy soewereiniteit of sy alleenheerskappy. Die tweede ene is sy liefde. 'n Gesindheid waar ons sy liefde omarm en omhoog hou, sy liefde en sy omgee. Dis die tweede faset van 'n gesindheid van wag. En die derde faset van 'n gesindheid van wag is sy inisiatief. Sy inisiatief. Het julle dit? Sy koninkryk of sy alleenheerskappy, sy soewereiniteit, nommer 2 sy liefde, sy omgee, en nommer 3 sy inisiatief. En dis die 3 fasette van 'n gesindheid van wag, wat ek glo die Here in ons wil vestig, sodat ons weet hoe om met sy krag te werk. Nou kom ons begin, ons is by Jesaja 40, ons begin met die eerste ene, sy koninkryk, sy soewereiniteit. Hou hom net daarso, moet nie na die volgende een toe gaan nie. Goed, ons kyk na vers, ekskuus, laat ek net hierdie papiere reg kry. Goed, Jesaja 40 vers 27 en 28 sê: Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. So ons begin hierso by Jesaja, by hierdie stoel, né? Waaroor gaan dit? Jy kan na die volgende skyfie toe gaan. Waaroor gaan dit hier? Dit begin om te sê, hierdie ouens sê, hoekom sê jy, Christie? Dis nou nie Christie, ek gebruik hom net as 'n voorbeeld, hy sê dit nie, dis net, ek noem net sy naam. Hoekom sê jy, my lewe lyk so? Hoekom sê jy, dit gaan so swaar, ek sien nie God se krag beweeg nie, my reg gaan by my God verby, ek is oorweldig deur my omstandighede, hierdie reuse berg wat voor my staan, ek is klein en my omstandighede is groot, en God sien dit nie, en eintlik by implikasie, God is nie in staat om deur te breek in my omstandighede. My omstandighede is so groot en so oorweldigend, dit is die som totaal, dis die opsomming van my lewe. Dis eintlik wat hy sê hierso in vers 27. Hoekom sê jy, dis hoe jou lewe lyk. Dis die som totaal van jou lewe. En baie keer, as ek nou moet eerlik wees, werk dit so in my lewe. Ek is so oorweldig, dis my realiteit. Alright, my sirkel van my lewe dis die realiteit in my gemoed. Ek is so oorweldig deur my finansiële uitdagings wat voor my staan. Ek het nie idee hoe ek hierdie maand gaan uitkom nie. En dit is dit. Ek voel klein en my omstandighede voel groot.
En ek voel, God verstaan nie hoe groot my omstandighede en hoe groot my uitdagings is nie. In my gemoed nou. Okay, lyk julle nou maar heilig, maar dit is wat in my gemoed gebeur. Of partykeer is ek in 'n verhoudingsuitdaging en ek weet nie hoe ek hierdie verhouding gaan herstel nie. Of miskien is dit 'n gesondheidstoestand en ek voel, maar God verstaan eenvoudig net nie hoe groot is die uitdaging in my lewe. En in my kop het ek dit logies uitgeredeneer, al die dots connect in my wêreld, want dit is my sirkel en dit is my realiteit. En ek het dit netjies mooi uitgewerk, logies, dit is hoe my lewe werk. En die Here sê, hoekom vra jy dit? En dan gaan hy in vers 28, jy kan gaan na die volgende skyfie toe, en hy sê, eintlik wat hy vir jou vra, weet jy nie hoe groot is ek nie? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Make the circle bigger. Jy moet kleiner word en hy moet groter word. Dis wat moet gebeur. Jy het nie meer logika nodig om die dots te connect in jou sirkel nie. Jy het spasie nodig. Enlargement nodig. En my so geseën, ek is besig op hierdie stadium om 'n biografie te lees van Oswald Chambers. Hy het mos daai 'n paar boeke geskryf, maar sy bekendste een is My Utmost for His Highest. Wie van julle het dit al gesien? Okay. Ja, en net 'n geweldige impak gemaak en 'n man uitverkoop aan die Here gewees en sy vrou vra vir hom op 'n stadium, hulle het gebid vir iemand wat siek is en sy vrou sê, I wonder what God is going to do. En hy sê vir haar, no, I don't wonder what God's going to do. I wonder who God is. Dit gaan nie of God iets doen of nie doen nie, is nie ter sprake nie. Dit gaan oor ek het 'n groter openbaring nodig van wie hy is. Alright, hoe groot hy is en wie sy karakter is. En dit is veronderstel om te gebeur in ons lewens. En dit is, as ons kyk rondom Jesaja 41, 40 en 41, is dit 'n groot tema wat uitkom hierso. Ek gaan net so 'n bietjie vers 41 vers 13 en 14 praat dit van dit is my so mooi. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel. So jy moet net eintlik besef hoe klein jy is, né? Wurmpie Jakob, volkie Israel en hoe groot God is. Hoofstuk 40 vers 13. Wie het die gees van die Here bestuur en as sy raadsman hom onderrig? As ons praat oor die krag van God se gees wat begin beweeg, besef jy hoe groot is sy krag? Besef jy waarmee het jy te doen oor die krag van sy gees? Of raak ons blasey daaroor? Met wie het hy raad gehou dat die hom verstand sou gee en hom sou leer aangaande die pad van die reg? En dan gaan dit dat vers 15, kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer en soos 'n stoffie aan die weegskaal word hy gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stoffie en dan gaan hy aan oor hoe groot God is en hoe hy die sterre geskep het, die uitspansel geskep het en dis dan hierdie skrif wat Louis Giglio gebruik in daai wonderlike reeks van hom waar hy praat oor die sterre en die uitspansel en die sterrestelsels en hoe ongelooflik groot dit is en hoe ongelooflik klein ons is. Maar wat moet gebeur in 'n wagperiode, my broer en my sis, is dit. Wanneer jy wag, wanneer jy stil word, wanneer jy afsonder, wanneer jy begin ophou praat en ophou vra soos Job, het God die kans om vir jou te sê hoe groot hy regtig is en hoe klein jy regtig is, ek en jy, en hoe baie groter hy is as jou omstandighede en jou probleme. En ek wil dan sommer vir jou vra in hierdie oomblik, wat is jou openbaring van God se grootheid? Hoe baie keer sit jy stil en wag jy dat God vir jou openbaar hoe groot hy is en hoe klein jy is? Of gaan ek en jy aan in ons arrogansie, met alle respek gesê, en ons vertel
vir die Here hoe groot ons omstandighede en ons uitdagings is. Jy het nie meer verstaan en meer logika nodig in jou situasie nie. Jy het spasie nodig. You need to make the circle bigger. En jy het 'n groter openbaring nodig van God se grootheid. En so ons sien dan hierdie selfde patroon in daai wagperiode, daai 50 dae wagperiode van Israel wat werk. Ek is nou by hierdie stoel. In daai wagperiode kom God en hy wys sy ongelooflike mag vir Israel. Hulle is op die plek waar hulle oorweldig is, gaan net gou terug na die eerste skyfie toe, waar Egipte so lyk, reg? En hulle lyk so, en hulle is slawe, en hulle is oorweldig deur die realiteit van Egipte. En wat God kom doen in daai 50 dae wagperiode, gaan na die volgende skyfie toe, is hy doen dit. Hy maak die Rooi See oop, en hulle trek deur die Rooi See, en al daai Egiptenare, wat hulle vir al daai jare so onder slawerny gehou het, wat hulle gedink het so geweldig oorweldigend is, word net so toegemaak onder die watertjies. God kom en hy wys vir hulle wie hy is en wat sy mag is. Amen. Dieselfde gebeur, dieselfde patroon sien ons in daai wagperiode met die disippels. Hulle is so oorweldig deur alles wat gebeur het met Jesus se kruisiging. En die chaos wat gebeur het met dit alles. En soveel so dat Petrus in sak en as is, want hy die Here verraai en die disippels het geskatter, hulle het verstrooid geraak. Ek bedoel, dis chaos, hulle is oorweldig. En dan kom Christus en hy staan op en vir 40 dae lank leer hy hulle. En wat leer hy hulle? Wat is die tema wat hy hulle leer? Hy leer hulle oor die koninkryk van God. About the kingdom of God. About the sovereignty of God, die soewereiniteit, die feit dat God die laaste sê het in elke situasie. Dit is wat God se heerskappy en sy koninkryk beteken. Sy koninkryk beteken, in elke situasie het God die laaste sê. Hy sit die punt neer, aan die einde van die sin. Hy alleen is in beheer. Maak nie saak hoe chaos dit lyk nie. God is in beheer. Make the circle bigger. In jou wagtydperk kry jy openbaring van hoe groot God is en hoe klein ek is. Hoekom is dit belangrik dat ons hierdie gesindheid inneem, vestig, deel maak van ons DNA in die wagperiode? Want wanneer ons besef en 'n gesindheid inneem van God is groot en ek is klein, gaan ek en jy, wanneer sy krag uitgestort word, nie blasé raak met sy krag nie. Gaan dit weer sê. Wanneer ek en jy 'n perspektief kry en 'n gesindheid inneem van hoe groot God is en hoe klein ek is en dat die alleenheerskappy aan hom behoort. En ek is maar 'n stoffie, 'n wurmpie. En God kom en hy stort dan sy Heilige Gees uit en sy krag deurbreek deur in jou lewe. Gaan jy besef dis nie omdat ek so groot en so oulik is nie. En ek en jy gaan nie blasé raak met die krag van God se Gees nie. En ongelukkig my broer en my sus moet ek sê, baie keer in die charismatiese wêreld, in die Pinksterwêreld het ons blasé geraak met die Heilige Gees en met die krag van die Heilige Gees. Kan nie wees nie. God is groot en ons is klein en die feit dat hy sy Gees, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, uitstort op ons en sy Gees beweeg in ons midde, verander nie die feit en moenie die perspektief en die gesindheid in ons verander, dat God is almagtig groot en ek is klein en die feit dat hy sy Gees uitstort in ons midde is net sy groot genade. Amen. Die tweede rede hoekom ek dink hierdie perspektief belangrik is dat ek en jy 'n gesindheid inneem waar ons besef dit gaan oor God se koninkryk en oor sy naam en nie oor my koninkryk en oor my naam nie. En die versoeking is groot wanneer God se Gees uitgestort word en ons is in 'n kerk waar die Heilige Gees en die beweging van die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees is belangrik en dit beweeg in ons midde en dit moet so wees en ons is dankbaar daarvoor en dit moet nog meer gebeur. Maar weet jy wat is die versoeking? Wanneer God se krag deur my begin beweeg, is die versoeking, ek is so oulik. Weet jy, God se krag werk deur my, as ek my hande op die siekes lê, dan word hulle gesond, en as ek 'n profetiese woord gee, is dit so akkuraat, weet, dit is presies akkuraat, of
weet, die gees van wysheid vloei my, en die versoeking is daar, dat jy dit so maklik deel kan maak van jou eie naam, en ek is so oulik, en kyk hoe werk God se krag deur my. Nee, dit het niks met jou te doen nie. Dit het alles te doen met sy koninkryk, en sy naam, en sy krag. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos wat dit in die hemele is, so ook in en deur my lewe. Dit moet jou gesindheid wees, en dis wat God moet vestig in 'n gesindheid van wag. Amen. Sodat ons weet hoe om sy krag te hanteer, krag van sy gees. Ons gaan na die tweede een toe. Die tweede aspek, of die tweede faset van hierdie gesindheid van wag wat God in ons kweek. En dit is 'n groot openbaring van sy liefde en van sy omgee. Ons is terug by Jesaja 40, vers 29. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen krag het nie. Een versie. Ek gaan hom weer lees. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Hier is die paradoks. Die paradoks is, God is ongelooflik groot. Dit is wat ons gepraat het nou in die eerste faset. Hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is groot en ek is klein. Ek moet daai perspektief kry, daai openbaring kry, daai gesindheid kry. Maar Peer, die tweede openbaring wat ek moet kry is, God is, alhoewel ek klein is God in detail geïnteresseerd in my lewe. Hy gee om as ek vermoeid is en wanneer ek sterkte nodig het en wanneer ek voel ek geen krag het nie. Hierdie God van die heelal is so lief vir jou dat hy sal neerbuig en hy het genade met jou swakheid om jou te help daar waar jy is in jou menslikheid. Dis die tweede openbaring wat ek en jy moet kry in 'n wagtydperk. God cares. God gee om. Hy sien, hy hoor, hy wil help, hy veroordeel nie. In jou menslikheid weet hy jy kan dit nie doen nie, en in jou menslikheid weet hy jy het behoeftes, en hy's daar om dit te ontmoet en te help. En dit is my so mooi as ons gaan na Eksodus toe, sien ek in hierdie wagtydperk, hoe God Israel se menslikheid en hulle swakheid neerbuig en op 'n intieme manier betrokke raak by hulle. Hulle is dors. Hulle kom by water. Die water is bitter. God buig af in daai wagtydperk en hy praat met Moses en hy sê doen dit en dit en dit om hierdie water soet te maak. Hulle is honger. Hulle het nie kos nie. God sê ek gee vir julle manna en ek gee vir julle kwartels om julle behoeftes te ontmoet op 'n menslike vlak. Hulle is weer dors. God sê vat jou staf. Slaan die rots. En by the way, dit is 'n profetiese heenwyse van Christus wat gekruisig word in die Nuwe Testament. Daai eerste keer wat hy die rots geslaan het, want die tweede keer het hy mos nou fout gemaak. Hy moes dit nie weer geslaan het nie, want Christus is nie weer gekruisig nie. Hy moes net met die rots gepraat het, laat die water vloei. So dis die simboliek van die Ou Testament. Maar hulle is dors en God gee weer vir hulle water. In daai wagperiode, in daai wagperiode gee God vir hulle openbaring van hoe belangrik is jy en jy en jy en jy en jou behoeftes vir my. Dis die tweede faset wat God vestig en ons sien dieselfde goue draad deur hardloop in hierdie wagperiode toe Jesus verskyn het in hierdie wagperiode met sy disippels. Hoor wat Jesus doen en dan hoor jy sy omgee op 'n menslike vlak en sy liefde. Hy stap saam met die Emmausgangers wat deur mekaar is en hulle weet nie wat aangaan nie en hy verduidelik vir hulle, hy maak vir hulle sin wat aangaan en dan gaan hy saam met hulle in die huis in en toe hy die brood breek, toe sien hulle dis Jesus en hulle sê was ons harte nie brandende in ons
toe hy met ons gepraat het nie. Daai companionship, daai liefde wat hulle ervaar het op 'n menslike vlak. Thomas twyfel. Hy het sy issues, hy twyfel. En Jesus kom en hy ontmoet Thomas net daar en hy help hom met sy twyfel. Soos God jou wil help met jou twyfel op jou menslike vlak. Wanneer jy in 'n wagperiode is, kom God en hy verstaan dat jy twyfel en dat jy 'n mens is en hy ontmoet jou daar waar jy is. Is okay om te twyfel. Moet net nie daar stop nie. Wag. Dat God vir jou openbaar hoe lief hy vir jou is en hoe hy regtig omgee. Hy's by die see van Galilea in Johannes 21. Wat doen hy? Hy braai vis vir die ouens. Hy maak vir hulle ontbyt. Hoe mooi is dit nie, né? En is in daai ontmoeting waar Jesus vir Petrus eenkant toe vat en hy herstel die vernedering en die verleentheid wat Petrus gehad het om hom 3 keer te verraai, herstel hy op 3 keer en hy sê, kyk na my skape, kyk na my lammers, voed my skape. En hy herstel hom in daai autoriteitsposisie waartoe hy hom geroep het. Het jy geweet dat in jou wagperiode wil God kom en hy wil jou verleentheid omdraai in 'n geleentheid vir sy glorie? Ek sê dit weer, my broer en my sis. Jou verleentheid en jou foute is nie groter as God se genade nie. In jou wagperiode wil God deurkom in sy genade en in sy liefde en jou verleentheid omswaai in 'n geleentheid vir sy grootheid. God is not embarrassed by your failures. Hy's groter as dit. Amen. Openbaring van sy liefde en sy genade en laastens, ons lees dit nie in die evangelies nie, maar in 1 Korintiërs 15 vers 7 lees ons hoe Jesus, dit is vir my so cool, hoe Jesus verskyn het aan sy halfbroer Jakobus. Sommige die dag gaan my boetie besoek. Familieverhoudinge. Is dit nie amazing hoe Jesus se menslikheid en sy liefde net deel word van hierdie wagperiode nie? En ek glo dit is die tweede faset van 'n gesindheid van wag dat ek en jy moet kry, hierdie openbaring in hierdie tydperk van wag. Hoekom is dit belangrik? Want wanneer God sy krag uitstort, moet jy besef dat dit gaan nie oor prestasie nie. Jy het nie 'n werksverhouding met God nie. God het jou lief. Met die krag of sonder die krag. En natuurlik wil hy die krag vir jou gee en sy Gees se krag moet werk. Maar God het jou lief net omdat jy is. Het God jou lief. As jy opstaan en die komberse wolletjies is nog so in jou baard, glimlag God oor jou. Dit maak jou nie spesiaal dat sy krag deur jou werk nie. Dit maak jou nie spesiaal dat sy ongelooflike krag van sy Gees manifesteer in en deur jou lewe en in situasies nie. Dit maak jou nie spesiaal nie. Jy, wie jy is, maak jou spesiaal. En God glimlag oor jou, soos Sefanja 3 vers 17 sê. Dis die openbaring, en as ek en jy nie hierdie openbaring het nie, is die versoeking wanneer ons met God se Gees begin werk, dat ons in 'n werksverhouding met God betrokke raak. God soek nie 'n werksverhouding nie. God soek 'n intieme verhouding saam met jou. Kom vir my so mooi uit in okay, so dit is nou, ons het nou gekyk na Jesaja, maar in Exodus sien ons hierdie selfe beginsel werk wat okay, nee, ekskuus. Ek hardloop myself vooruit. Okay. So dis die tweede faset en die tweede faset wat dan gevestig moet word in hierdie gesindheid van wag is 'n ongelooflike openbaring of 'n openbaring van God se amazing liefde en omgee vir jou. En dis wat God vir jou wil openbaar in hierdie tydperk van wag of met 'n gesindheid van wag. Die derde faset is sy inisiatief. Sy inisiatief. Waarvan praat ons hier? Kom ons kyk na vers 31, ons is weer by Jesaja 40, vers 31, by hierdie stoel. Maar die wat op die Here wag, maar die wat op die Here wag. Ek sê dit hard, dat julle dit kan hoor, maar die wat op die Here wag. Dis iets anders as die wat vir
die Here wag. Pieter, dit sê nie die wat vir die Here wag nie. Dit sê die wat op die Here wag. Wat is die verskil? As ek vir die Here wag, beteken dit hy is nie daar nie. Hy moet nog arriveer. OK, dis mos nou logies. Ek sit nou by die huis en ek wag vir my vrou om van die winkels af te kom. Sy is nie daar nie, sy is by die winkels. Ek wag vir Siobhan. Alright, dis nie wat die Bybel sê nie. Ons wag nie vir die Here nie. Die Here is reeds daar. Hy is by jou. Hy gaan jou nooit los nie. Jy wag nie vir die Here nie. 'n Wagperiode is nooit vir die Here nie. Jy sit nie en wag dat die Here moet opdaag nie. Die Here is reeds daar. Hy's nie weg nie. Dis belangrik wanneer ons praat oor wag. Ons wag op die Here. Wat beteken dit? Dit wag, jy wag totdat hy begin beweeg en iets doen. Hy neem 'n inisiatief en dan spring jy in en jy doen dit saam met hom. Dit is soos ek wag op die uitslag van hierdie verhoor. OK? En wanneer die uitslag van die verhoor nou gegee is deur die regter, dan kan ons nou aanbeweeg. Alright, dit is die verskil. Ek wag totdat die regter iets doen en dan kan ons voortgaan met hierdie saak. Alright? Dit beteken ek wag op die Here. Ek wag totdat hy iets doen, totdat hy begin beweeg en dan begin ek saam met hom beweeg. Maak dit sin? Reg? So die eerste of die derde beginsel van 'n tydperk van wag is ek sit in 'n afwagting en ek kyk, God is hier en ek hou dop en ek observeer en ek is skerp in die gees en ek kyk en daar's 'n verwagting God gaan iets doen en ek wag op die Here totdat hy beweeg. En wanneer hy beweeg, wanneer die wind begin waai, wanneer die soos Jesaja 40 vers 31 sê, wanneer die wind begin waai, sprei ek my vlerke en ek werk saam met God en ek begin sweef. Dis wat dit beteken om op die Here te wag. Amen. Hy's daar, hy doen iets en ek is skerp om te kyk wat hy doen en die oomblik as hy begin beweeg, wanneer sy gees begin waai, sprei ek my vlerke en die wind vat my. Amen. En wat ons dan van praat, is daai fantastiese wisselwerking tussen my vlerke en God se gees. Alright, en ek word 'n mede-arbeider saam met God. Ek doen dit nie alleen nie. Amen. Ons sien dit hierso in daai verhouding, daai wisselwerking sien ons baie sterk uitkom in Eksodus. Daar's een versie net wat ek wil lees om dit oop te breek. Eksodus 19 vers 4 tot 5 sê, gou sin toe blaai. Julle het self gesien, pastoor Cornelis haal hierdie vers baie keer aan. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op arensvlerke gedra en julle na my toe gebring het. Dat ek julle op arensvlerke gedra het en julle na my toe gebring het. God se begeerte is dat jy moet wag totdat hy beweeg sodat julle dit saam kan doen, sodat dit die wisselwerking tussen jou vlerk en God se gees kan wees, sodat saam werk jy met die krag van God se gees dat jou kan lig na die hoër hoogtes. Kom vir my so mooi uit net in hoe Moses daai tydperk hanteer het. En julle ken daai lering dat the rod of Moses became the rod of God. Ne? Die staf van Moses het die staf van God geword. En met daai staf het hy die see gekloof. En God gebruik Moses en in die wisselwerking tussen Moses en dit wat hy in sy hand het en God se krag wat werk, kom die deurbrake en die dinge gebeur. En dis wat God wil doen in jou lewe. God wil jou gebruik in jou uniekheid soos jy is. Maar wanneer jy wag op die Here, is daar dan 'n wisselwerking wat jy saam met God se gees beweeg en jy word 'n mede-arbeider saam met God, Pieter. En saam doen julle dit.
God het jou na hom toe getrek, want hy wil hê jy moet dit saam met hom doen. Nie alleen doen nie, saam met hom doen. En ons sien dieselfde met die uitstorting van die Gees hier aan Handelinge. God doen dit saam met hulle. Hy stort die Gees uit en in hulle monde praat hulle met ander tale en die evangelie word verkondig aan mense in verskillende nasies. En hulle hoor die evangelie in hulle eie taal. Dis nie God se mond wat praat stem uit die hemel nie. Dis God se Gees in hulle mond wat die ding doen. Dis 'n wisselwerking tussen hulle en God. Petrus onder leiding van die Heilige Gees preek en hy staan op en hy praat en onder leiding van God se Gees en die wisselwerking tussen wat hy doen en wat die Gees doen, kom daar 3000 tot bekering. Amen. So wanneer ek en jy wag op die Here, is daar 'n ingesteldheid, daar's 'n gesindheid dat ek gaan dit nie alleen doen nie, maar ek gaan wag en sensitief wees vir hoe die wind waai, wanneer die wind begin waai en wanneer die wind begin waai, strek ek my vlerke uit en ek begin beweeg saam met God se Gees. Amen. En dis die derde gesindheid glo ek wat ons moet vestig in hierdie tydperk van wag, dat ek gaan dit nie op my eie doen nie. Maar gaan sensitief wees vir wanneer God beweeg en hoe hy beweeg. En ek is 'n mede-arbeider saam met hom. Het jy geweet dat dit waartoe God jou roep, is groter as jouself, jy kan dit nie doen nie. Ek gaan dit weer sê. Dit waartoe God jou roep, wat hy wil hê moet gebeur deur jou lewe, kan jy nie doen self nie. As jy dit self kon doen, dan ek weet nou nie om dit te sê nie. As jy dink jy kan dit self doen, gaan bid maar net weer. So dit beteken, my broer en my sis, as jy dan op 'n oggend opstaan en jy voel, ek kan nie meer nie. Hierdie ding is te groot vir my. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Maar ek weet nie hoe om hierdie kinders groot te maak wat die Here my geroep het om hulle groot te maak nie. Ja, as jy op 'n goeie plek, is te groot vir jou. Jy moet wag, jy's afhanklik van God se Gees. Wag net. En wees sensitief vir die wind van die Gees. En wanneer hy begin beweeg, sprei jy jou vlerke. Ons noem dit afhanklikheid. 'n Gesindheid van afhanklikheid. Hoekom is dit belangrik? Want wanneer God se krag dan uitgestort word, gaan jy dit nie onafhanklik probeer hanteer nie. Maar jy werk met God se krag in afhanklikheid. Amen. En jy besef daar's 'n wisselwerking tussen jou en God se krag wat ontsluit wat nodig is om jou in te vat in die droom en die plan wat God vir jou lewe het. So om op te som, my broer en my sis, wag en krag is direk gekoppel aan mekaar. Daar's nie 'n manier wat daar krag is sonder wag nie. En dis belangrik dat wanneer die krag van God losgemaak word en vrygestel word, het ek en jy 'n gesindheid wat ons werk met die krag van God, soos hy arend om ons te vat na hoër hoogtes en dat daai krag ons nie gaan vernietig nie. En ek glo wat God moet vestig in ons lewens, hierdie gesindheid van wag, is 3 goed. Daar's waarskynlik baie meer, maar 3 goed. Die een is net 'n gesindheid van hoe groot God is. Dit gaan oor sy koninkryk, dit gaan so oor sy almag, dit gaan oor sy alleen heerskappy, dit gaan oor sy naam. En ek het 'n openbaring van hoe groot hy is en hoe klein ek is. En dat dit oor hom gaan, it's about his fame. Tweedens, 'n gesindheid en 'n openbaring en 'n perspektief dat ek, wie ek is, Pieter, WP, Lorika, Daniel, elkeen van ons, so spesiaal vir God is, so kosbaar is vir God, en God wil ons ontmoet in ons menslikheid, ons gebrokenheid, kompassie, liefde vir wie ons is. Dis ook daar waar sy krag werk in ons swakheid en ons menslikheid. En derdens dat 'n perspektief en 'n gesindheid om te werk met sy inisiatief. 'n Afhanklikheid, hierdie wisselwerking dat ek 'n mede-arbeider is en dat ek dit nie alleen doen nie. En dat hierdie 3 fasette van daai gesindheid wat God in ons kweek, gesindheid van wag, ons in staat sal stel om met God se krag te werk, om ons regtig in te vat na die hoër hoogtes, waar ons beweeg van heerlikheid tot heerlikheid en van glorie tot glorie. Amen.